Ons kan nou reguit praat. Die afgelope Sondag, die 2de November, het ons die geleentheid gehad, dit was nou in die geval ek en Burger Lambrechts, om die begrafnis by te woon van hoofman Siphiwe Wiseman Mgledle. Dit is die hoofman van Mnyameni, wat ons oor die afgelope 15 of wat jaar, dink selfs 'n bietjie meer, leer ken het as 'n vriend van Orania. Dit het behels dat ons oor die jare heen en weer besoeke afgelê het en in die proses mekaar beter leer ken het, op 'n persoonlike en ook op 'n saaklike vlak. En die gemeenskap ook beter leer ken het. Hoofman Mgledle, soos wat nou by herhaling by die begrafnis beskrywe is, was 'n champion of development. Dis nou 'n frase wat 'n mens dikwels gehoor het. Ek moet eintlik dadelik sê van die lang begrafnisseremonie wat ons nou Sondag bygewoon het, is daar seker omtrent 1% anders as isiXhosa gebesig. Is daar 'n bietjie Engels tussenin gegooi of hier en daar ook 'n woord Afrikaans. Met ander woorde, 'n mens was nou deel van 'n 4-5 uur lange seremonie waarvan ons eintlik baie min kon verstaan, behalwe wat 'n mens nou aan die opset kan aflei, aan die lyfstaal, aan die kere wat mense miskien lag of vertel of wat ook al die geval is, of hoe en wanneer daar gesing word. 'n Sonderlinge ervaring vir, sal ek nou maar sê, gereformeerde westerling om so geleentheid by te woon. En werklik iets wat 'n mens aan die hart gryp om te sien hoe dat so isiXhosa gemeenskap diep in die landelike gebiede die Christelike erfenis op 'n besondere manier hulle eie gemaak het. Die geskiedenis van die gemeenskap is baie interessant en ek moet sê ek vertel dit nou wat ek het om daaroor te sê, maar vanuit min agtergrondkennis. Dis nie so maklik om daai genuanceerde herkoms van swart gemeenskappe in die tradisionele orde te leer ken nie. 'n Mens hoor 'n storie van die kant af en soms is jy gelukkig genoeg om hom van 'n ander kant af te hoor en mettertyd raak jy hom maar gewoond. Maar wat duidelik gebleik het uit die vertellings wat ons by herhaling gekry het wanneer ons op besoek was, is dat hierdie stam afgetrek het, en ek het dit toe later weer raakgeloop in 'n boek wat heeltemal oor 'n ander aangeleentheid handel. Dit gaan oor die geskiedenis van moontlike duinontginning in die Sikau gebied. Dit is die Amapondo mense wat aan die grens van KwaZulu-Natal, ek dink 'n deel van hulle gebied lê in KwaZulu-Natal en is eintlik 'n onafhanklike Xhosa koninkryk gewees. Nou die stam van Mnyameni het van die Amapondos af ondertoe getrek hier na Keiskamma Hoek se omgewing. Baie van ons mense ken dalk Hawks Back beter as 'n vakansie toerisme bestemming. Daar in die berge het hulle gevestig grond gekry by ooreenkoms met die kapteins van die 1800s wat daar beheer uitgeoefen het. Ek verbeel my dis die Amabele wat daar is, maar ek is nou 'n bietjie onseker. Ek moet eintlik nie name gebruik wat dalk verkeerd is nie. Maar hulle het by ooreenkoms met die plaaslike bevolking daar gevestig en hulle gang gegaan. Maar dit was die agtergrond. Dit kon 'n mens agterkom waarteen hoofman Mgledle ook uitgereik het, onder meer na Orania, ook na ander mense wat ontwikkeling vir sy gemeenskap kon versterk. Hy het naamlik tot die besef gekom dat die nuwe politieke orde wat nou posgevat het, ook in die Oos-Kaap, ook in hulle area, eintlik baie min praktiese voordeel vir sy gemeenskap ingehou het. Hy was baie uitgesproke daaroor dat hulle met 'n gedurende verlies aan jong mense te kampe het. Die jong mense verstedelik, en soos wat hy dit nou gestel het, as hulle nou nog verstedelik het om hulle by stedelike welvaart in te skakel, was dit een ding, maar die werklikheid is hulle het by stedelike armoede ingeval. Die kinders het van Mnyameni weggevlug om uit asblikke te gaan lewe.
En dit is 'n eenrigting verlies sonder 'n teenkant. Dit was hulle gevoel en daarom het hy 'n baie sterk behoefte gehad om daarteenoor sekere ontwikkelings te bewerkstellig in hulle streek. Hulle is waterryk, hulle is houtryk, landbou word beoefen, toerisme is 'n groot moontlikheid gewees. En hy wou eenvoudig sien hoe doen ander gemeenskappe wat hulle lot in hulle eie hande neem dit. Wat doen ander gemeenskappe wat verantwoordelikheid neem vir hulle self en hulle eie planne maak en dit uitvoer, en van daar was hy dan ook nou onder meer in Orania geïnteresseerd. Hy het natuurlik ook by Fort Hare by die universiteit daar aangeklop. Hulle het met toerismeontwikkeling, opleiding van gidse en dies meer gehelp. En dit het tog wel 'n positiewe impak op die gemeenskap gehad, op ontwikkeling binne die gemeenskap. Ons het ons baie keer afgevra of ons sodanig baie werd is vir hulle, want ons het nooit by 'n baie konkrete gesamentlike projek byvoorbeeld uitgekom nie. Maar toenemend agtergekom, daar is 'n bepaalde verskil van inslag, naamlik dat ons baie projekgedrewe is en hulle baie verhoudingsgedrewe. En 'n mens kan dit sekerlik in ons kulturele herkoms terugvind, hoe dit so is en dat dit so is. Maar die gevolg is gewis dat ons 'n verskillende aanslag gehad het en dat die blote verstandhouding wat bestaan het vir hulle van belang was. Dit het behels dat ons met verskillende gemeenskapsleiers te doen gehad het, met die hoofman se kinders in nageslag, met sy broer en die se kinders in nageslag, dat ons saam met hulle in die veld gestap het, saam na hulle dam wat daar in die Nyameni gebied gebou is, gaan kyk het, saam na die woude of aanplantingsplantasies wat hulle gedeeltelik ontgin het, besoek het en so meer. Ek moet sê, dit was kostelik om agter te kom op watter wyse die Christelike godsdiens inderdaad by hulle inslag gevind het. Dit is die Ibantu Church of Christ, BCOC. Dis die BCOC, dit verskyn oral. Dis 'n kerk wat nie beperk is tot hierdie gemeenskap nie, maar ek dink ook nie hy is baie groter as die gemeenskap nie. Ek is nie seker nie. Ek het nie daarmee ander inligting tot my beskikking gehad nie, as om te weet dat hulle baie verbonde is, en dat hulle eintlik die hele stam, die hele gemeenskap sterk daarbey betrokke is, en dit kon ons ook met die begrafnis sien. Dit is derhonderde mense wat daar opgedaag het, wat deelgeneem het en wat saam gesing het. Kostelik, dit is soos massa koorsang wat op bepaalde punte loskom. En 'n mens kan ook die koorleiers sien, want soms wonder jy hoe weet hulle wanneer om op te hou, maar daar's een ouetjie eers, dat as jy hom raak sien, dan sy hand op, en dan wys hy, partykeer rit sy hulle aan, en dan partykeer dan bedui hy, ons gaan nou ophou, en hou hulle ook nie dadelik op nie, dan beteken dit aan die einde van daai siklus hou hulle op, maar aangrypend, wonderlik, die hartlikheid waarmee hulle sing. Ook interessant is, dis aan ons bekend uit ons ouer geskiedenis, dat in die kerk sit die mans en die vroue apart in die banke. Aan die regterkant sit die mans, aan die linkerkant sit die vroue, en dit vind weerklank in die sang. Dis baie keer 'n soort beursang tussen die mans en die vroue stemme, wat werklik pragtig is. Dit is eenvoudig baie mooi, en dit harmoniseer op spontane maniere en so aan. Deel van die leer van hulle kerk is onder meer dat hulle die Sabbat op Saterdag handhaaf, en dat hulle nie die Sondag rustdag beoefen nie. Nou om leerstellige redes van hulle eie. Ons het nooit vreeslik diep daarop ingegaan nie, maar hoofman Gledley het op 'n keer vir ons gesê, kyk, as julle vir ons kom kuier, is julle altyd welkom. Julle kan kom en ons gaan julle ontvang. Maar ons is nou vriende, ons kan nou reguit praat. Dis beter as julle nie op 'n Saterdag kom nie, want Saterdag is ons kerkdag. So ons gee nie om as julle kom nie, maar as julle eerder op 'n ander dag kan kom, sal ons dit verkies. Nou ja, toe was ons al 'n Saterdag of 2 daar, so mense is 'n bietjie skaam, maar in die gees van, jy weet, julle is welkom, julle is ons vriende, maar nou dat ons mekaar beter leer ken,
Nog 'n interessante punt van beter leer ken was gewees om te sê, nou dat ons mekaar beter leer ken, moenie vir ons alkoholiese drank aanbied nie, ons gebruik dit glad nie. Ons kerk leer ons dat ons dit nie gebruik nie en ons doen dit nie en ons gaan maar altyd nee dankie sê. So eintlik doen ons die guns en moet dit nie eers vir ons aanbied nie. En moet ook nie vir ons varkvleis gee nie. So nou lekker ontbyt geëet, die waspek, dis aangenaam, maar eintlik eet ons dit nie. So nou dat ons mekaar beter ken, aanvaar dit in 'n goeie gees. Wat dit natuurlik vir mense gehelp het om te verstaan is dat daar 'n baie besonderse en 'n spesifieke wêreldbeskouing aan die werk is. En dat hierdie wêreldbeskouing wat nie in elke opsig uit die aard van die saak met ons in oorvleuel nie, tog op belangrike maniere aansluiting vind en op 'n mens doodeerlike respek aanspraak maak, tereg gerespekteer behoort te word, en dit is wat ons ook gedoen het, probeer doen het. Eintlik 'n ander koslike staaltjie van 'n keer wat hulle hier gekuier het, was dat ons so teen oestyd deur die Pekanneet boorde stap. Nou 'n vorige keer het ons vir hulle geskenk van 'n kilogram of 2 neute geneem, en hulle het dit nou met groot grasie ontvang. Nou stap ons hier deur die boorde, dis 'n paar maande later wat hulle weer op besoek is. Ek moet tussenakies sê, mens lê 'n goeie 650-700 kilometer af, so dis nou nie 'n bestemming wat jy sommer net vir elke bakketel kan besoek nie. Maar hulle is nou hier en ons stap deur en ek tel so van die grond af 2 neute oop en kraak hulle en breek oop en sit 'n lekker helfte vars neut in my mond. En hy steek vas. Hy sê, "What did you do just now?" En ek so 'n bietjie huiwerig, ek sê vir hom, "Nee, ek het nou maar die 2 neute teen mekaar gebreek." Ek dink dis dalk wat hom nou verbaas. Maar wat hom verbaas het, is dat ek hoegenaamd die neut oopgebreek het. Hy sê, "Is dit hoe dit werk?" Ek gee toe vir hom die ander helfte. Hy sê, "Maar dis nogal lekker, want toe hulle dit geproe het, was dit 'n bietjie houterig." So, hulle het eenvoudig nie die neute geken nie. Maar in 'n geval, hulle het dit toe waardeer en sê toe, nou gaan hulle dit geniet. Ons het nogal vir hulle 2 neuteboompies ook gegee, wat daar op die werf geplant is, en wat in daai wêreld natuurlik waar dinge net wil groei, mooi gevat het en lekker gegroei het. Die hoofman het 'n interessante inslag ten opsigte van ekologiese volhoubaarheid gehad. Met betrekking tot wisselbou, met betrekking tot bemesting, die hele selfversorging van groentetuine en dis meer. Maar een van die interessante vernuwings wat hy aangebring het, ten minste in sy eie huishouding, was komposterende toilette, wat dan vir jou later 'n goeie kompos lewer, en wat die tuine se vrugbaarheid heel wat lig. Hulle dit beoefen, dit was eenvoudig die gebruikelike ding, en jy kon in die opbrengs van die groentetuine sien, dat dit inderdaad werk. Ek dink dat sy inslag ten opsigte van volhoubaarheid ook op 'n manier oorgedra het op sy seun Benjamin, wat uiteindelik gaan studeer het. Ek dink sekerlik by Fort Heer begin het, soos die dogter Miriam ook. Miriam het 'n goed gekwalifiseerde onderwyseres geword, wat daar naby, nie in die gemeenskap self nie, maar daar naby by 'n hoërskool onderwyseres is. Ek dink om die waarheid te sê, dat daar nie 'n hoërskool op Nyameni is nie, dat daar wel 'n laerskool mag wees. Ek selfs onseker daarvan, maar dat hulle 'n bietjie ondervoorsien is ten opsigte daarvan. Benjamin het op sy beurt in Swede, as ek nou reg is, op die ouende MSc behaal in marine biologie. Hy het hom nou daarin geïnteresseer, en hy was vir lank 'n senior staatsamptenaar in die Wes-Kaapse provinsiale administrasie, waar marinebioloë dan nou werk kry. En as ek dit nou reg verstaan het, dit was ook meerendeels in isiXhosa meegedeel, dan het hy intussen ook 'n PhD verwerf. En is hy regtig 'n gespesialiseerde persoon, en is die gemeenskap ook baie trots op hom. Een vraag is natuurlik, en dis nie 'n vraag wat mense nou met groot vrymoedigheid onder die omstandighede by 'n begrafnis wou stel of bespreek nie, hoe lyk die opvolging? Doodgewoon vir hulle eie onthaalwe, maar natuurlik ook vir die onthaalwe van ons wat met hulle vriende is. Is dit gegewe dat Benjamin byvoorbeeld nou die kaptein sou word, of sou een van die ander
familielede, dit ken ons nie. Maar dat Benjamin met groot respek beheen is, en dat wanneer hy gepraat het daar met aandag geluister is, en dat daar in dit waarheid ook so 'n bietjie van 'n voorsanger was, voordat hy begin dui daarop, dat hy in die toekoms 'n belangrike rol daar sal speel. En daarom is dit ook belangrik dat hy in die praatjie wat hy gelewer het, so sinsnede, daarom meer as 'n sinsnede, so 'n paragraafie of 2 Engels gepraat het, en verwys het na sy pa se belangstelling in Orania en die verhouding wat hy gevestig het. Wat 'n mens onder die oppervlak kon agterkom met betrekking tot politieke verhoudings, is hulle staan nooit afwysend negatief vyandig heens die huidige regering en regeringsorde nie. Althans nie in duidelike uitgesproke woorde nie. Maar dat daar 'n bepaalde ongemak onderliggend is tegelyk ook duidelik. Ek wil nou nie hulle politiek vir hulle probeer beoefen nie, hulle is beter as goed in staat om dit self te doen, maar wat 'n mens duidelik hoor is, daar's baie wat die huidige regering bied wat goed is, en daarvan moet ons alles gebruik wat ons kan. Maar dis baie duidelik ook nie genoeg vir hierdie gemeenskap om hulle toekoms op te bou nie. En daarom soek hulle ook op ander plekke uitkoms, en Orania is dan 'n voorbeeld van iets wat ook dinge het wat dan nou goed sou wees, en Benjamin het sy pa se benadering geëgo om te sê, uiteindelik kyk jy na alles wat daar is, en jy vat alles wat op jou gemeenskap en omstandighede van toepassing is, en gebruik dit so goed as wat jy kan. Mens kan met ander woorde eintlik nie terugkeer van 'n besoek aan Njameni nie, en veral nou 'n geleentheid waar mens met, jy weet, onder spesiale omstandighede, bietjie onder die vel kon ingekom het, sonder om te besef watter enorme gevarieerde identiteit die swart bevolking, identiteite die swart bevolking van Suid-Afrika het. Met ander woorde, dat dit 'n totale misvatting is, 'n werklikheidsvreemde gedagte om van swart en wit te praat, asof dit nou enkelvoudige kategorieë is. Ons weet dit goed genoeg. Dink ons vir 'n oomblik alle wit mense is eners. Ons weet mos dat dit nie is nie. En presies op dieselfde grondslag is dit duidelik dat alle swart mense ook nie oor een kam te skeer is nie. Dis 'n polities bruikbare denkbeeld om in te span onder bepaalde omstandighede, maar dit antwoord nie aan die werklikheid nie. Die werklikheid is gemeenskappe, in hierdie geval stamme wat nie soos die Zulus onder Chaka geunifiseer is nie, maar wat nog steeds in hulle ryke verskeidenheid funksioneer en bestaan, dat jy met hierdie verskeidenheid van belange en belangegroepe te doen het, en dat 'n lappieskombers van identiteite oor 'n gebied soos daai groote Oos-Kaap span, wat eintlik op sy beste gekoester kan word en gehuldig kan word deur daaraan erkenning te gee. En as 'n mens wil weet hoe om vrae soos armoede en werkloosheid en tuiskoms in 'n moderne omgewing aan te spreek, dan is die een ding wat jy sal moet huis te neem, dat dit met erkenning van daai verskeidenheid sal moet wees. As hier in Suid-Afrika onbepaald verder gewerk word op die veronderstelling for the nation to live, the tribe must die, dan weet ons uit ervaring elders, dan gaan ons dit nou weer aanskou, dat baie meer as net die tribe die in die proses. En daarom dink ek, ons het die geleentheid om 'n bydrae te lewer tot ten minste net 'n sekere mate van begrip en ruimte, waarbinne 'n gemeenskap soos die van Njameni, waarvan ek nou sommer hier en daar aan aspekte van die geskiedenis geraak het, maar wat natuurlik 'n diep gewortelde tradisionele gemeenskap is, dat gemeenskappe soos hierdie erkenning kan geniet, bystand kan geniet, ook aan ons as 'n kultuurgemeenskap legitimiteit kan verleen, maar uiteindelik dat 'n mens se verhouding nie berus op die voordele of die nadele daarvan nie, maar op die egtheid en die persoonlike interesse wat daar wederzijds tussen leiers van die gemeenskappe, maar uiteindelik op 'n interessante manier ook tussen die gemeenskappe self bestaan en verder gevoer kan word.
En daarom dink ek dis 'n manier om na die kompleksiteit van Suid-Afrika te kyk, van hierdie hele Suider-Afrikaanse streek, wat deur 'n verskeidenheid van volke, stamme, koninkryke, republieke gekenmerk word, provinsies, kolonies, noem dit. Dis alles deel van wat hier gehuisves word en wat in die geskiedenis hier bestaan het. En wie daarvoor 'n oog het, is waarskynlik beter toegerus vir 'n goeie toekoms as diegene wat alleenlik op 'n ideologiese, enkelvoudige manier almal in een vorm probeer druk.